IT-kamp. 2 ontploffings ruk Damascus in Sirië. Die regering gaan op meisies en jong vroue fokus met vigsvoorkoming en geweld vlam op in Libië. Goeiemôre. 'n Onbekende aantal burgerlikes en lede van die veiligheidsmagte is volgens berigte dood in 2 bomontploffings in die Siriëse hoofstad Damascus. Dit was vermoedelik motorbomme. Die Siriëse televisiestasie berig dat 2 veiligheidsvestings die teikens was. Geweld het gister opnuut in woongebiede in Damascus uitgebreek. Die eerste noemenswaardige onrus sedert die regering 'n paar weke gelede militêre beheer begin toepas het. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Vigsraad sê die regering se HIV-voorkomingsprogramme sal nou toegespits word op meisies en jong vroue om die hoë koers van nuwe HIV-infeksies te verminder. Die adjunkvoorsitter van die raad, Mark Haywood, sê hulle is besig om die nuwe strategiese plan van HIV en TB wat verlede jaar op Wêreldvigsdag bekendgestel is, te implementeer. The minister put a lot of emphasis on how do we have much stronger programs that reach young girls and women, and in particular how do we work with the ministry's own plans around strengthening and introducing school health programs and ensure that school health programs include reproductive health, family planning, issues around HIV prevention and HIV testing. Mark Haywood van die Nasionale Vigsraad. Die geskorste ANC jeugleier Julius Malema het 'n beroep op die ANC gedoen om die grondkwessie op te los deur grond aan swart mense oor te dra. Malema het in Khayelitsha op die Kaapse vlakte by 'n beleidsvergadering van die Jeugliga se Kaap Metro-streek gepraat. Die vergadering is in aanloop tot die ANC se beleidskonferensie in Junie. Malema sê wanneer sy generasie aan bewind kom, sal hulle grond en minerale terugvat deur 'n proses van verinheemsing. Hy sê die grondkwessie behels myne, landbou en residensiële eiendom en swart mense moet 60% daarvan besit. Malema het verder gesê die ANC is besig om 'n diktatorskap te word en vrees is stadig aan besig om die organisasie binne te sypel. Hy sê die dag wanneer staatsmasjinerie aangewend word om polities met mekaar af te reken, dan is dit 'n resep vir diktatorskap. Duisende roubeklaars is by die Chikambe sportgronde buite Thohoyandou in Limpopo vir die massabegrafnis van 7 mense wat verlede naweek dood is toe 'n motor hulle raak gery het. 5 voetgangers is in die ongeluk dood en 2 ander slagoffers was insittendes in die motor. Die ongeluk het gebeur toe die bestuurder, na bewering teen 'n hoë spoed, beheer oor die voertuig verloor het en dit van die pad afgeloop het. Die motorbestuurder, wat steeds in die hospitaal is, staan tereg op 7 aanklagte van moord en 4 van poging tot moord. Hy is onder polisiebewaking in die hospitaal. Nog 4 mense is beseer. 1 persoon is dood in geweld tydens 'n optog in Benghazi in Libië. 'n Groep het daarop aangedring dat 'n semi-selfstandige streek in die ooste van die land tot stand gebring moet word. Die geweld het tussen ondersteuners en teenstanders van federalisme uitgebreek. Planne vir federalisme, wat beteken dat Libië in 3 selfregerende streke verdeel word, het ewige kritiek ontlok, omdat baie mense glo dat dit sal bydra tot die disintegrasie in die land. Die Amerikaanse soldaat wat na bewering 16 Afghaanse burgerlikes doodgeskiet het, se identiteit is deur die Amerikaanse Departement van Verdediging bekendgemaak. Hy is stafsersant Robert Bales. Bales is intussen na 'n Amerikaanse aanhoudingsentrum verskuif ten spyte van oproepe dat hy in Afghanistan verhoor word. Die Pentagon wou nie die bestemming identifiseer nie. 'n Prokureur vir Bales het aan Reuters gesê sy kliënt is na Fort Leavenworth in Kansas geneem. Die soldaat is in Kuwait aangehou nadat hy Woensdag uit Afghanistan gevlieg is. Ten slotte weer die hoofnuus. 'n Aantal burgerlikes en lede van die veiligheidsmagte is volgens berigte dood in 2 bomontploffings in die Siriëse hoofstad Damascus.